Goeiemôre julle wonderlike mense. Al wat ek kan sê is dat ek is absoluut gek oor ontbytsake. Dit is my hoogtepunt van die week. Nou vandag kuier ons saam met die wynmaker, Beyers Truyter. Hy staan ook bekend as die prins van Pinotage. Nou Beyers, nes Afrikaans, is Pinotage ook mos vanjaar 100 jaar. Nie jy nie, Pinotage. So 100 jaar oud. Ek is baie na aan Pinotage, maar Pinotage is 100 jaar en is wonderlik dat ons dit kan vier. En baie welkom hierso. Ek sien vreeslik uit en ek het 'n vermoede daar gaan wyn vloei. Ek is seker. Ek het nie 'n vermoede nie. My agbare kollega, hier sit jy by die groot mense. Hier sit ek nou uiteindelik by die groot mense. Beyers, baie welkom. Is heerlik om jou hier te hê. Ek het nou nie rooi aan soos jou by Pinotage se pad nie, maar die naaste wat ek daar aankom kom was hierdie pink gedoen. Ons gaan lekker gesels. Leon is nie vandag hier nie, maar ons staan sy skoene vol, want in die Sake Fokus is daar 2 temas, is landbou en welstand met verskeie gaste wat hier kuier. Ons gesels ook met die skoolhoof van die skool wat die prys gewen het vir die meeste kaartjieverkope na die Centurion gemeenskapsfees. Soos 'n lekker vol program, ek sien baie uit. Wel, natuurlik gaan ons vir Leon mis, maar Corlie is absoluut onmisbaar. Hoor nou net, Dawie, ek sal klaar besig met die wyn hierso. Nou, wat 'n voorreg dat Beyers Truyter vandag hier in die ateljee kuier, want ons drink juis sy eie Kriekwild Pinotage en ek maak bobotie. Ek hoop hy hou van myne. Nou, beide Pinotage en bobotie is bekend vir hulle warmte en diepte van geur. Die een in 'n glas en die ander een op die bord. So dit gaan 'n besonderse kombinasie wees. Ek is maar net honger en dors is al. Ons spring weg met weer sake deur Annika en daarna kyk ons waarvoor Laveld Agrochem staan in die landboubedryf. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Die oorgangsseisoene kan lekker wispelturig wees en die volgende paar dae is geen uitsondering nie. Ligte reën in die ooste van Mpumalanga en Limpopo vir Saterdagoggend en dan aandreën wat ons rondom Kaapstad verwag. Dit gaan warm wees in die Noord- en Oos-Kaap as gevolg van bergwindtoestande, dan 'n band van wolke oor sentraal Suid-Afrika met koeltoestande in en om Gauteng as gevolg van bewolkte weer aanvanklik. Die reën beweeg dan ooswaarts Sondagoggend in die Wes-Kaap en dan sien ons dat dit ook die Suidweskus bereik en die bergagtige dele en dan ook 'n kans vir enkele donderbuie vir Sondagmiddag in die Vrystaat en dele van die Hoëveld daar waar ons die blou kleurskakering sien. Dis nou weer matig tot warm in die noordooste van die land, maar koel tot matig nou weer in die suidweste. 'n Temperatuur van 24 in Pretoria vir Saterdag, 22 in Johannesburg. Dit is 'n bietjie laer as gevolg van die meestal bewolkte toestande aanvanklik waarby die dag begin en dan word dit weer lekker warm Sondag met 31 in Pretoria, 33 in Modimolle. Gedeeltelik bewolk tot meestal bewolk ook in hierdie streek van die land, 27 in Ladysmith en dan 22 in Durban, 27 ook vir Pietermaritzburg en dan 'n kans vir enkele donderstorm Sondag en ons sien 'n maksimum dan van 29 in Newcastle. Daardie lekker warm weer in die Oos-Kaap vir Saterdag, 35 in beide Kraddock en Graafrenet, ook warm toestande langs die kus, maar dan koel dit af langs die kus vir Sondag en dit is ook 'n bietjie koeler oor die binneland met 30 in Kraddock. Daar die kans vir ligte reën in Kaapstad Saterdag aand met 'n temperatuur die middag van 20 en dan vir Sondagoggend is dit ysig koud in Sutherland met 1 en dan daardie middag is dit 18 in die Moederstad, 20 wat ons in Bredasdorp verwag met 'n 30% kans vir reën. 34 in Keetmanshoop en 24 in Loudrich vir Saterdag en Sondag dan 'n kans vir enkele donderbuie rondom Appington en Kimberley met 'n temperatuur van 19 in Springbok. Enkele donderstorms vir Maandag in die ooste van die land terwyl dit warm gaan wees in die noordooste. Koud wel in die weste met oggendreën wat ons in die westelike helfte van die Wes-Kaap verwag en dan verskuif dit na die tuinroete teen die middag. Dan teen Dinsdagoggend is daar mistigheid langs die oostelike plateaurand en teen Dinsdagmiddag begin die reën hoofsaaklik opklaar behalwe daar in Mpumalanga soos wat ons kan sien op die kaart. Dis matig tot warm in die noorde van die land, maar matige toestande nou ook vir die suide.
'n temperatuur van 2 in Sutherland vir maandagoggend en dan maandagmiddag sien ons 'n lekker warm 30 vir Polokwane, maar dit bly steeds koel tot matig in die weste van die land. Dan vir Dinsdagoggend is dit 8 in beide Welkom en Bloemfontein en Dinsdagmiddag is dit bloedig warm in Limpopo met maksimum temperature in die middel 30s. 'n Sterk noordoostewind langs die ooskus van Suid-Afrika met winderige weer oor die sentrale deel van die land en dan 'n matige noordwestewind wat beide Saterdag en Sondag rondom Kaapstad gaan waai en weer eens winderige toestande vir die Noord-Kaap, Noordwes en die Vrystaat teen Sondag. Dit is vir die eers weer, tot volgende keer. Landbounuus word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Om met 'n oop hand te lewe is nie edel nie. Dit is slim. Want as jou hand toe is, kan jy nie ontvang nie. Dis 'n wederkerige salwing. Gee in dankbaarheid en ontvang met grasie. Ons besigheid se naam is Laveld Agrochem. Dis 'n landboubesigheid. Dis 'n handelsmerk. Dis 'n netwerk van mense en tegnologie. Maar dis bovenal 'n bewussyn. Ons doen wat ons doen omdat ons niks anders wil doen nie. Omdat daar geen groter voorreg is as om elke dag 'n klein bydrae tot ons land se vooruitgang te maak nie. Ja, ons land se vooruitgang. Ons kan op geen ander manier daarna kyk nie. Ons durf nie, want ons is hier om te bly. En ons skrob nes elke landbouprodusent wat Suid-Afrika sy tuiste noem. Vanaf nisboere tot megaboere. Ons is saam in hierdie ding, met al sy uitdagings en tekortkominge, met elke dag sy klein oorwinnings, met al sy skoonheid. Wêreldklas tegnologie, volgehoue wetenskaplike navorsing ten opsigte van plantvoeding en gewasbeskerming, inbegrepe innovering deur Agri-Technovation, grondanalises deur hoogs gekwalifiseerde vakkundiges, 'n omvangryke verspreidingsnetwerk van ons produkte, met 66 depots en 110 deurwinterde agente landwyd. Uitstekende pryse op grond van die skaal waarteen ons aankoop en dekades se ervaring. Dit is ons inventaris. Maar dis die vennootskappe wat ons saamsnoer in 'n gemeenskaplike krag. Dit gaan nie net oor myself wat soveel jare met mense besigheid gedoen het en nog steeds doen nie. Ons manne buitekant in die veld wat ons kliënte bedien, het net soveel ervaring met hulle. Hulle bedien hulle al vir die laaste 20 of 30 jaar. Die besigheid wat ons bedryf is nie 'n besigheid wat jy een item verkoop en dan verdwyn dit nie. Dit is kontinuerlike besigheid. Dit is herhaalde besigheid. Dit en nie net per jaar nie. Dit is wel basies kan dit vir ewig wees. Want solank daar landbou is, gaan ons betrokke wees. Die een ding wat ek kategories kan sê en ek glo ek praat van omtrent almal in ons kantoor is ons is regtig opreg lief vir mense, alle mense. En daar's niks so lekker om vir iemand 'n nuwe plan of 'n nuwe idee te gee, selfs 'n kospakkie of ons gee sulke saadpakkies wat hulle kan gaan plant en daai gelukigheid, daai tevredenheid, daai breë glimlag te sien nie. Dit is wat ons harte laat warm klop en dit is wat ons hoop ander ook aan ons voorbeeld sal volg om maar dis ons land, hierdie land van ons wat die mooiste land in die wêreld is, net na die volgende vlak sal kan vat. Ek is baie positief oor landbou in Suid-Afrika. Dit is afgesaag nou al hoe belangrik landbou is om die mense om kos te gee. So daar's geen twyfel dat dit 'n kardinale en 'n kritieke element is. Landbou moet voortbestaan. Ons is hier, Laveld is hier, ons gaan hier bly. Het sy dit goed gaan of dit sleg gaan. So ons is positief dat landbou gaan floreer in Suid-Afrika en ons gaan saam met julle ons kliënte floreer.
Nou, julle weet, by ontbytsake is ons fokus, ons mense, ons besighede, ons trots. En hoe kan 'n mens dan nie trots wees op iets wat so eg Suid-Afrikaans is, soos pinotage en die prins van pinotage, wat vanoggend hier is, Beier Tretter, baie lekker om jou hier te. Ek het nou amper vir jou gesê, Beiers nou deur. Gebeur dit soms met jou? Amper uitgeglip. Dit gebeur baie. Ja. Maar jy weet, as ek aan dink, sal ek nogal trots wees om geassosieer te wees met Beiers van die. Ek het hom nie geken nie, Ja. maar ek sou hom graag wil ken. Maar julle het tog daai ding in gemeen dat julle so trots Suid-Afrikaans is, nê, en op alles wat vanaf Suid-Afrikaanse bodem kom. Ja, natuurlijk. En pinotage is ons nou echt Suid-Afrikaans. Daar's ander variëteite ook, maar dit is die alkommersiële variëteit. En ek meen, dink nou maar aan Shiraz, dink aan Cabernet en dink aan enige variëteit. Het jy al ooit gehoor dat hulle 100 jaar kon vier? Ja. So pinotage is eintlik 100 jaar jonk, is eintlik 'n baie jong variëteit. Ja. En ons is so trots dat ons dit kan vier. En vir hierdie 100 jaar viering wat nou saamval ook met die 100 jaar viering van Afrikaans, wat beplan julle alles? Dit lyk vir my julle het groot dinge in gedagte. Sjoe, ek dink 75% is al verby. Ja. Maar daar's nog groot dinge. Ons kom byvoorbeeld Pretoria toe die 15de November, weet ek Sal 'n nota spesifiek. maak? Maak 'n notaatjie vir almal wat wil gaan na die Pretoria buiteklap toe. Ek het net gesê, jy weet, met al die toerdery is my golf handicap nou 26. Maar my eet en drink handicap is +3. So as jy golf speel, sal jy dit agterkom. Ja. Nee, so daar's baie dinge. Ek kom nou net van België af, né? Van België en ons was in Afrika gewees. Ek was in Londen en daar het ek wynproe gedoen en ook dis in Engels is dit 'n masterclass, maar seker 'n meesterklas in pinotage gaan doen. Nou hierdie 100 wynproe is 'n merk wat jy ook vir jouself gestel het, 'n doelwit. Hoekom? Maar net 'n passie daarvoor of wil jy mense meer leer? Dit is eintlik die basiese van bemarking. Jy kan die beste wyn in die lewe hê, die beste pinotage, en as mense nie daarvan weet nie, dan gaan hulle dit koop nie. Ja. Jy moet, en ek het net besluit, ek wil 100 proe vir jaar doen. En ek is baie na aan die 100. Ek gaan 'n bietjie verder gaan, want as die manne my wil volg, gaan ek beslis vir hulle iets gee. Ek dink ek sal dubbel maak nie, maar ek gaan probeer ten minste 120 doen. Nou hierdie passie en hierdie liefde vir wyn en dan nou vir pinotage spesifiek, daar is so 'n neiging wat 'n mens wêreldwyd sien en dit is dat mense eintlik minder wyn begin drink. Bekommer dit jou nie? Veral jong mense, want mense is gesondheidsbewus of hulle drink alkoholvrye wyn. Ek weet nie eintlik hoe dit werk nie. Ek dink eintlik is mense raak al meer gesondheidsbewus. Ja. En dan dit moet ons almal bekommerd, want dit is 'n groot gedeelte van ons mark. Maar ek weet nie, vir my, ek dink tog nog ons gaan weer die jong mense kry om hulle lekker glas rooi wyn te drink. En dit is interessant. Mense is besig om opwaarts te drink. As ek van pryskwaliteit, hulle gaan teen hoër pryse drink hulle wat weer ekonomies beter vir ons boere is. Ja, so dis nie eintlik 'n bedreiging nie, want drink minder maar drink duurder. Dit is so. Ja. Ek dink dit gaan 'n bedreiging wees in totaal vir sekere dele van die mark, maar in die mark wat ons in is, in die hoër prysklasmark, dink ek nie dit gaan 'n bedreiging wees. Ek gaan nou nog vir jou nog ietsie vra oor die kwaliteit van julle wyn wat julle reg kry om so konstant te hou en dit op groot maat. Maar nou eers oor na Corlie en dan gesels ons verder. Die Beierskloof Kriekbult Pinotage is 'n uitstekend gebalanseerde wyn met 'n lang sappige nasmaak wat net beter sal word met tyd. Dis die perfekte pasmaat vir 'n gereg met heuning geglaseerde varkchops. Nou, pinotage is 100 jaar gelede in Suid-Afrika geskep, 'n wyn wat nêrens anders so sy tuiste het nie. Nou, Bobotie is eweneens 'n unieke Kaapse gereg wat deel is van ons kulturele erfenis. Nou, pinotage is 'n kruising van Pinot Noir en Cinsault.
wat 'n unieke kultivar geskep het. Net so is bobotie 'n historiese gereg van verskeie kulturele invloede, Kaapse Maleier, Nederlandse en Oosterse speserye. Nou wat saam 'n ware Suid-Afrikaanse smaakprofiel gee. Nou ek is seker in jou familie is daar ook 'n spesiale bobotie resep, maar ek deel graag vandag myne met jou. Die lekkerte is natuurlik weer in kombinasie van geure en bestanddele. Nou ek het reeds die eie gebraai en al my speserye hier in die pan gegooi. Nou die hitte en klammigheid laat die geure ontwikkel wat ons dan nou net by of die vleis by die speserye sit. Nou die speserye is currypoeier, mengsel van gedroogde kruie, borrie en knoffel, sout, peper en dan heel laaste het ek nou hierso die tamatiepasta ingesit. Nou kom ons kyk gou na dit. So wat ek jou wil bysê, as jy sien dit brand bietjie vas en jy wil dit dalk nog bietjie hitte gee om die geurigheid te ontwikkel, kan jy net so klein bietjie water bysit. So al wat ek nou doen is ek sit my maalvleis hier in en hy is nou 'n redelike blok. So al wat jy moet doen is jy gaan dit nou lekker opbreek. En dan ek het sommer klaar in die speserye sout en peper ook gesit, maar jy kan nou dit so nou proe en kyk of het jy nog 'n bietjie sout en peper nodig. Dit staan nie in my resep nie, maar ek hou daarvan om altyd so 'n bietjie klein woestersous by te gooi as dit kom by maalvleis. Dis maar net vir daai ekstra diepte in die geur in die vleis. So dit is wat die vleis aan betref. Dit gaan nou lekker gaar word en dan ek wil gou van die brood sê. So die brood het ek net so 'n paar snytjies bietjie melk ingesit want dit bind dan later ons vleis. Sodra jy Sodra jy vleis gaar is, kom die melk dan, daai melk deurweekte brood binne in daai vleis. Dit bind net die vleis in die bak en dan voeg jy ook jou appelkoeskonfyt, hier het ek dit hier voor my, bietjie bladjam, suurlemoenskil en dan 'n klein bietjie suurlemoensap by. Jo, daai was nou 'n mond vol. Nou as ek terug is, wys ek julle die eiermelk wat ek dan nou bo op die gaar vleis gaan sit en die gegeurde rys wat ons saam met die bobotie bedien. Maar Charlene gesels nou eers verder met Beierstrieter oor sy passie. Nou as hoofgas in die ateljee Beierstrieter sit hy met sy oë gesluit en hy maak so, is dit nou vir jou lekker? Natuurlik, dis wat jou honger maak. Ja, die Selfs met wyn, as jy die wyn ruik, dan raak jy sommer klaar lus vir die glasie om dit te drink. Ja. Nou Beiers, ek is nie 'n wynkenner noodwendig nie. Ek ken net van wyn drink, okay? Maar ek het mense gevra en een persoon het my spesifiek gevra dat ek vir jou moet vra oor die vermoë wat jy het en wat julle het daar by Beierskloof om so 'n hoë kwaliteit wyn te maak, maar met daai groot volume. Hoe hou jy dit konstant? Het jy 'n dagkans dat jy jou kan antwoord? Dit gaan maar kyk, wyn word maar gemaak deur die godgegewe goed, die klimaat en die grond. So ons in die Kaap het baie goeie gronde en diverse gronde natuurlik en goeie klimaat, maar ons manipuleer natuurlik in die wingerde baie goed en miskien iets kleins. As jy op 'n sekere korrelgrootte die blare om die trossie breek, dan is die sonlig direk op die korreltjies, want dit is baie klein. Dan ontwikkel hulle 'n meganisme teen sonbrand. Sure. En daai wat hulle ontwikkel gee vir jou tot 18% meer kleur en geur in jou wyn. Jy kan dit natuurlik nie op al die wyne doen nie, maar op ons A-vlak blokke doen ons dit. Ja. So en dan, dis waar jy kry dat jou wyne homogeen dieselfde is, maar die grond bly stabiel en die weeromstandighede wissel natuurlik. So dit gee die verskille. Jy het nou vinnig verwys na die klimaat. Nou klimaatsverandering, dit is 'n werklikheid en vir altyd vir my dis nogals 'n bedreiging vir landbou en vir die wynbedryf tog seker ook. Ons is gelukkig in die Weskaap. As dit nou sou verander baie meer na woestynland toe. Ons het pinotage. Pinotage is baie bestand teen hitte. Hy hou eintlik bietjie van hitte en dan natuurlik Shiraz ook. Is twee variëteite wat by ons in Stellenbosch aangeplant het. Maar ou sien die weeromstandighede in Europa. Waar kry jy 45 en 50 grade Celsius?
By ons in die Kaap lyk dit my die weer raak meer gematig, wat amper beter vir wyndryfverbouing is, want ons soek nie werklik hittes bo 35 nie, want dan maak jy huidmondjies toe, dan kry jy niks meer suikerproduksie nie, so dit, ons kry ook meer donder weer, dink ek, maar ons kry nog altyd dieselfde hoeveelheid sonlig en wat ons moet hê. Jy praat nie so baie van al die natuurelemente en dit voel altyd vir my as 'n mens met mense in landbou van die wynbedryf praat, hulle een of ander tyd begin 'n mens oor geloof praat en jy is 'n uitgesproke geloofsmens met jou held as Paulus. Jy moet vir my verduidelik. Paulus het so baie gedoen. Ek meen hy het eers die mense vervolg en toe ewe skielik toe raak die Here net so aan om te verander hy. So enige ou kan verander, maar in die bedryf in enige boerdery, ek dink mielies, groente, enige iets, moet jy jou Skepper ken, want ek meen dit is alles God gegewe goed, maar wie jy werk. Ek sê altyd 'n wynmaker wat 'n behoorlike wynmaker is. Hy moet sy broek aftrek of jy moet sy broek van onder af opmaak, want hy is soos Lukas. Hulle het gesê hy het kameelknieë gehad en daai kameelknieë was as gevolg van bid. So ons bid hier teen die einde van die seisoen dat dit nie moet reën nie, alhoewel ons dit nodig het. Ja. En dan waar die Kaabenye inkom, moet dit net nie reën nie, want dan is jou Kaabenye te lig en nie soos dit moet wees nie. So jy moet geloof hê. Ja. En dit is wonderlik om dit te sien in iemand wat so prominent is in die wynbedryf. En baie dankie dat ek vanoggend die voorreg kon gehad het om met jou te gesels. Nou ja, Dawie gesels ook heel wat later met Beyers, maar nou vertel hy ons eers van vandag se sake fokus. Hi, ek is André Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Tyd vir vandag se sake fokus en ons skop af met besighede wat 'n belangrike rol in die landboubedryf speel. Dit is AgriSeker en Bioco Korps en daarna gesels ek met AJ of AJ Du Plessis van Broukor Groep. Dit is AgriSeker se 10de bestaanjaar en hulle het reeds 'n gevestigde naam opgebou met oesversekering wat standvastig bly wanneer dit belangrik is. In 'n wêreld wat toenemend gekenmerk word deur klimaatonsekerheid, staar Suid-Afrika se boere meer weerverwante risiko's in die gesig. Oesversekering is nie meer net 'n finansiële veiligheidsnet nie, dis nou 'n strategiese noodsaaklikheid. AgriSeker se naam het ontstaan uit 'n groep toegewyde individue binne die maatskappy wat nie net 'n passie het nie, maar 'n opregte liefde vir landbou en Suid-Afrika. Gedrewe deur hierdie verbintenis en 'n diep gewortelde geloof in die toekoms van landbou in Suid-Afrika, het die naam 'n betekenisvolle plek binne die landboubedryf ingeneem sedert 2015. AgriSeker, 'n gespesialiseerde onderskrywingsbestuuragentskap, toegewyd om pasgemaakte oesversekering oplossings te lewer met moderne hulpmiddels en praktiese kundigheid. AgriSeker is soveel meer as net oesversekering. Dis 'n betroubare vennoot in die landboufamilie. AgriSeker is waar jy is. Die klimaat verander, maar die behoefte vir betroubare landbouoplossings bly dieselfde. By Bioco gebruik ons wetenskap om die praktyk te ondersteun met gespesialiseerde biostimulantprodukte en boerderygerigte oplossings vir kragtige oeste vir 'n volhoubare toekoms. Bioco Crops, proaktief, betroubaar vir die boer. AJ Du Plessis is die uitvoerende hoof van Broukor Groep. Goeiemôre, baie welkom. Dawie, baie dankie. Ek waardeer en dankie dat ons hier op julle program kan wees. Broukor Groep, wie is julle? Wat maak julle? Man, Dawie, hy het sy ontstaan gekry in die jaar 2006, gestig deur meneer Johnny Bateman. Dit was aanvanklik net 'n veilingshuis gewees. 2015 het my en Johnny se paai gekruis en ons het hom omskep in 'n real estate maatskappy op daai stadium wat eintlik so uit sy naaldheid gebaars het dat ons veilings eers so 'n bietjie op die agtervoet gesit het. En net na COVID-19 2020, toe hervat ons weer die veilingsafdeling en ek dink dit was die beste besluit wat ons vir ons maatskappy ooit kon gemaak het. Hy's groter en beter as ooit en hy's op nasionale basis. So nee, ons is baie dankbaar vir daai besluit wat ons op daai stadium gemaak het. So ons vandag fokus nou inderdaad op die veilingsafdeling. So hoekom Broukor Auctions? Ek meen, wat maak julle nou beter as die res? Man, ek dink dis 'n vraag wat ons baie kry vir albei kliënte. Jy weet, as ons moet gaan 'n voorlegging doen vir 'n veiling. En ek dink ons kan onsself verskriklik
onderskei van die res en daar is baie goeie veilinghuise daar buite. Ek dink ons is 'n dinamiese span. Ons is 'n jong span, ons probeer energiek wees, ons probeer goed op 'n nuwe manier doen. En ek dink die belangrikste is vir ons net nog 'n veiling nie. Jy weet, dit is nie net nog 'n veiling waar ons agter op 'n bakkie spring en sê vandag slaan ons jammer en ons praat oor die mikrofoon. Jy weet, ons het werklik 'n passie vir dit wat ons doen. So ek dink solank as wat ons 'n passie het en solank as die mense wat vir ons werk daai selfde passie as ons deel, kan dit nie anders as suksesvol wees nie, jy weet. En ek dink die resultate bewys dit ook. So jy kan nie so vinnig praat met ons. Want Dawie, ek doen dit, maar dit is net onder dwang. Ja, as ons vasbrand sal ek dit doen, maar ek is definitief nie die afslaer. Ons het wyn om vir jou op te veil, so net so kloops. Die lewende hawe afdeling is nou die nuwe ding, né? Yes. So waarna kan kopers nou uitsien wat dit dan betref? Man, ons het vir baie lank weggeskram van dit af. Ons het altyd gesê skoenmaker hou jou by jou lese. Jy weet, so ons het baie navraag gekry en baie mense het gesê kom ons begin met lewende hawe. Ons spesialiseer maar meer in vaste eiendom en plase en jy weet kommersieel, residensieel, al daai tipe van goedjies en dan natuurlik groot losbates. En toe het ons besluit kom ons trek sneller, kom ons begin met die lewende hawe afdeling en ons het al so 2 aanlyn lewende hawe veilings onder die belt en ons het 'n baie opwindende veiling wat opkom, die Brangus Legacy veiling wat 'n stoetvee veiling is. En ek dink dit is die volgende vraag aan jou, wat kan mense nou verwag by Broukers? Ja, so die 6de November doen ons vir Brangus Legacy doen ons 'n lekker veiling. Dit sal ons eerste stoetvee veiling wees. Ek dink daar's baie oë op ons en ons het 'n groot verwagting geskep, maar ons gaan alles gee wat ons het en ons gaan dit so suksesvol as moontlik probeer doen. Hoe maak mense kontak met julle? Dawie, ons is op al wat 'n sosiale media platform is ons beskikbaar. So die mense kan ons op Facebook kry, op Instagram kry, op ons webwerf www.brouker.co.za en dan natuurlik ons eie app. So ons vra asseblief vir die mense om ons app te download. Daar kan al ons veiling sien. Daar's 'n Jy praat net 'n afslag. AJ Du Plessis uitvoerende hoof van Brouker Groep. Baie dankie vir ons draai. Baie dankie vir julle, ek waardeer. Ek hoor sommer waar hy vandaan kom. Ons kyk nou na Kees Bloemfontein, ook 'n groot rolspeler in die landboubedryf, wat ek stadiger praat. Daarna tyd vir ekonomiese sake. Kees Bloemfontein is 'n handelaar van Kees IH Suid-Afrika wat op die Sentraal en Wes-Vrystaat fokus. Hulle spesialiseer in die verkoop van nuwe Kees konstruksie en Kees IH landboutoerusting, asook die totale reeks Northmec implemente. Die besigheid is ook 'n vlaggenskap Husqvarna handelaar en bied die volle reeks produkte en naverkoopediens van hierdie welbekende handelsmerk. As jy in die mark is vir gebruikte landbou en konstruksietoerusting, is Kees Bloemfontein ook jou antwoord. Dis nie net wêreldklas kwaliteitprodukte en tegnologie wat jy hier by ons kan kry nie, maar hier raak jy deel van 'n familie en dis wat die verskil maak. Kees Bloemfontein bied persoonlike en toegewyde diens wat slegs by jou plaaslike besigheid ervaar kan word. Vir hierdie kundige en entoesiastiese span kom kliënte eerste. Ekonomiese sake word met trots geborg deur Waldewee Evergreen, Suid-Afrika se veiligste aftreeoord. Geniet jou volgende hoofstuk met volkomme gemoedsrus in die Kaapse wynlande. Jong, hier's 'n ding wat my vreeslik interesseer. Dis 'n bietjie van 'n tegniese ding, maar ek is seker julle gaan dit ook interessant vind. As mens kyk na die Europeërs en die Amerikaners, die 2 groot ekonomieë in die wêreld, natuurlik die Chinese is ook groot, maar dit is 2 verskillende ekonomieë. Die ideologiese benadering van hierdie 2 ekonomieë oor die algemeen is heeltemal anders. Die Amerikaners is meer vrymark georiënteerd, terwyl die spul Europeërs is meer van 'n spul sosialiste. Mense kan dit ook sien in hulle ekonomiese prestasie. Die Amerikaners doen baie beter as die Europeërs oor die algemeen. Nou hier's 'n nuwe tegnologie wat ek al oor met julle gesels het en die tegnologie staan bekend as die blokketting tegnologie. Julle weet daarvan, Bitcoin en daai tipe van goeders, maar mense kan ander dinge ook op die blokketting tegnologie sit. Soos byvoorbeeld sentrale bank digitale geldeenhede. En dis 'n nuwe ding. Klompie sentrale banke het dit al reeds en die Europeërs doen 'n klomp navorsing daaroor en binnekort gaan ons sy Europese sentrale bank digitale geldeenheid, 'n digitale euro daar sien. Nou die Europeërs wil liewer 'n sentrale bank digitale geldeenheid daar hê, want hulle het baie meer beheer daaroor. Sien, hier kom die ideologie deur. Die politici, die Europeërs wil alles beheer en kontroleer. Hulle wil nie beheer oor monetêre beleid en oor finansiële sake verloor nie. Hulle wil alles beheer want hulle wil sogenaamd mense beskerm. So dis die ideologiese, van 'n ideologiese oogpunt die verkose nuwe geldeenheid van die Europeërs en is 'n sentrale bank
bank digitale geldeenheid. Die Amerikaners benader die spulletjie heeltemal anders. Hulle sê nee, ons wil liewer 'n sogenaamde stable coins gebruik. En dit is hierdie Genius Act van die Amerikaners. So terloops Donald Trump sê hierdie Genius Act is na hom vernoem. Maar die Genius Act, wat dit beteken, dit reguleer die uitreik van digitale of dan sogenaamde stable coins, en dit is word meer oorgelaat aan die privaat sektor. Daar's baie minder regulering, natuurlik ook meer risiko's. En dit is wat vir my interessant is, die verskillende ideologiese benaderings tot 'n nuwe tipe van geld. Wie gaan die beste doen? Ek dink sonder enige twyfel die Amerikaners neem baie meer risiko. Maar daarmee saam, dink ek gaan hulle ekonomies waarskynlik baie beter doen. Die Europeërs neem minder risiko, maar daarmee saam gaan hulle ekonomie waarskynlik ook swakker presteer. Nuwe interessante verwikkeling. Nie sake is volgende en vandag het ons 'n nuwe gesig hier op die program, Pieter Louw Meiburg van die Daily Maverick. En 'n nuwe gesig, Pieter Louw Meiburg. Pieter, goeiemôre. Pieter Louw, goeiemôre, baie welkom. Ja, ek kan nie glo dis my eerste keer hier nie. Ek hoop ons gaan nog baie saamkuier. Ek ken jou al van, voel vir my of ek jou vir ewig ken. En ek moet vir jou sê, ek lees baie graag jou goed. En 'n interessante ding wat natuurlik baie opslaag gemaak het onlangs, is toe jy daai omkoopgeld. Ja, nee, kyk, baie mense sê nou vir my, hoekom het ek dit gevat nie? Hier sit ek nou so, ja, dit was 'n groot projek geweest. Dit voel asof dit die meeste van my jare in beslag geneem het, maar 'n belangrike een. Net vanaf die agtergrond. Ja, so die IDT is hierdie staatsentiteit wat miljarde rande van belastingbetalers geld elke jaar spandeer op allerlei projekte. En ons het uitgevind dat hulle uitvoerende hoof baie bedenklike sake transaksies beklink namens die IDT wat ook haar eie sak, in haar eie sak beland, en toe sy gehoor het dat ek 'n bietjie daar sniffel, is daar hierdie aanbod gemaak aan my om eerder stil te bly en nie meer voort te gaan met my ondersoekwerk nie. Ons het dit toe as 'n geleentheid beskou om 'n sting-operasie te loods en haar daar te kry. Ons het 'n forensiese span aangestel om met COVID af te neem en ons het toe die geleentheid gehad om eerste in Suid-Afrika geskiedkundige oomblik waar 'n hooggeplaaste regeringsamptenaar omkoopgeld aan 'n joernalis oorhandig, op film vasgevang en gepubliseer in die openbare belang. En wat het gebeur daarvan? Wat het geword daarvan? daarvan? Ons verstaan, kyk, Suid-Afrikaners is vuisvoos, nee, ons weet daar's te gereeld onthullings en niks gebeur nie. In hierdie instansie verstaan ons die valke ondersoek wel die kwessie. Daar is 'n aktiewe valke ondersoek reeds aan die gang. En kom ons hoop maar hierdie keer gebeur daar iets. Maar ons is dan so dik vir die ondersoeke, kan. Ja, dit is ondersoeke en is kommissies van so groot storie. Die ambassadeur in Frankryk is dood. En daar's nou allerlei gerugte en beweringe en goed. Wat dink jy? Wat is die agtergrond hier wat belangrik is? Ek dink ons moet versigtig wees. So kyk, Nathi Mthethwa is nou gekoppel aan van die kwessies wat by die Madlanga kommissie op die lappe gekom het. Ons weet daar's aanduidings dat hy moes getuig daaroor beweringe wat teen hom gemaak is, maar dit lyk ook of die ondersoekers in Frankryk wel bevestig het dat dit meer lyk soos 'n legitieme, soos 'n selfmoord, 'n selfdood. Daar is ook aanduidings dat hy wel boodskappe aan sy familie gestuur het, maar mens weet ook nie, sulke boodskappe kan ook vervals word. Ons sal maar moet kyk wat die gebeur is in die volgende weke. Ek hoor die familie het nog 'n ding oor die selfoon wat op 'n ander plek gevind is. En toe verstaan ek dat daai aanvanklike berig is nie korrek nie, dat daar 2 selfone op sy persoon was en dat beide in sy besit gevind is in die hotelkamer. Ek is nie seker nie. Ek dink die ondersoekers krap nog kop. Ek dink die publiek weet regtig wat aangaan nie. Ons moet nou kyk wat hier uitkom. Ek moet vir jou sê die kommissie wat nou aan die gang is, wat ek nogal baie beïndruk is oor die wyse waarop die hele ding bestuur word, is daarom besig om 'n hele klomp goeders oop te krap. Te doen, maar daar ek gaan vandag 'n bietjie 'n alternatiewe teorie hier vir jou kykers bied, nê. Ek wil hê ons moet kollektief baie versigtig wees oor wat hier op die lappe kom by die Madlanga kommissie. Mkhwanazi is nie noodwendig skoon soos wat ons almal dink. Dit het ons al genoem op 'n bysaak. Ek is baie bly julle het, want ons moet in gedagte hou, hy is 'n individu wat in die hoogtyd staatskapingsjare deur Jacob Zuma ingesleep is om daar, polisiekommissaris te wees, die acting polisiekommissaris. Hy het 'n Zuma link en toevallig almal na wie hy toe nou pile skiet, is Zuma vyande, né? Shadrack Sibiya het al swaarde gekruis met Jacob Zuma en so ook Senzo Mkhunu natuurlik.
as gevolg van wat gebeur het by die Nasdaq-konferensie, toe Mkhunu natuurlik sy steen na die ander kant toe gegooi het en teen Zuma hulle gegaan het. Daar is possibly moontlik ander politieke raai hier wat ons nie regtig van bewus is nie. Wel, ek dink die vraag is eintlik maar, is daar iemand wat 'n mens kan vertrou? Dis die probleem. Die polisie is so vrot, jy weet nie regtig wie se goeie ouens nie. Ja, wel ek wou nog by Juju uitgekom het, maar ons het nou nie meer tyd nie. Pieter Louw Meiberg, baie dankie dat jy vanoggend 'n draai gemaak het. Dit was wonderlik en heerlik om jou te gesels. En al wat ek kan sê, doen so voort. Dankie, ek sal terug wees. Terug na Sake Fokus. Weersake met Annika de Beer word weekliks op Ontbytsake se webtuisblad gelaai, sodat enigeen kan gaan kyk wat dit moontlik misgeloop het. Besoek ontbytsake.co.za. In die ateljee Kobus Tosen en Dr. Sarita Lou. Kobus is van Aqua Ocean Global en Dr. Sarita 'n gesinspraktisyn. Baie welkom in die ateljee julle. Ek om julle hier te hê. Kobus, vertel vir ons, hoe lank bestaan julle maatskappy al en hoeveel mense het nou reeds belê in julle produkte? Ons bestaan al langer as 20 jaar en baie trots. Ja. En geseënd dat ons al meer as 90,000 kliënte het wat in ons stelsel en ons produkte al belê het. En vertel vir ons van hierdie draagbare mediese ozonstelsel. Dit klink vreeslik gekompliseerd. Vir ons kom by die stelsel en die produkte. Soos jy weet die laaste keer toe ons hier by julle was, kon ons enorme hoeveelheid mense gehelp het. So ons is baie trots dat ons stelsel nou al bestaan soos ek sê al vir meer as 20 jaar. Wat ook belangrik is dat ons het 'n draagbare stelsel wat met 'n remote werk. Ek is besig om alles weg te gooi. Nee, dis oké. 'n Remote is 'n afstandbeheer whatever. Dit maak nie saak wat dit is nie. Maar hoe werk dit dan? So praat my net deur die stappe. Okay, so hoe ons stelsel werk, hy bestaan uit 3 komponente. Ja. Ons het 'n mediese toestel, dis die hartklop van die hele stelsel. So wat gebeur is hy word in jou stort in jou bad, ook in jou slaapkamers gebruik. Hy werk met 'n afstandbeheer soos ek gesê het. Ons het 'n stelsel bestaan uit 3 komponente. Die eerste komponent is die terapeutiese mat. Hy word ook in jou bad, stort en slaapkamer gebruik. Hy kan ook droog gebruik word op 'n matras of ook op 'n bank. Dr. Sarita, ek wil skuif na jou toe. Hierdie mediese ozon, hoe werk dit nou in 'n mens se liggaam in? Okay, so mediese ozon is 'n geaktiveerde suurstof en dit is al deur die laaste eeu deur mediese gebruik. Ons weet dit nie hoe het hulle dit éventueel in 'n masjien ingeprop nie. En ozon is 'n sterker vorm van suurstof wat as 'n oksidant in jou liggaam werk en dit bied ongelooflike voordele vir jou liggaam om vir gesondheid, byvoorbeeld om jou metabolisme vinniger te maak, om jou gewig te laat help verloor, om jou inflammasie minder te maak. Hy het ongelooflike voordele en dit help met infeksie en gifstowwe om dit ook te beveg. En dit is dis oké, kan my net aanpraat. Dis ongelooflik, dis 'n ongelooflike stelsel wat dit aanbetref. In ons mediese wêreld is dit soos 'n reset knoppie. So is dit iets wat jy sien dat mediese en welstandkundiges sal ek maar sê vir mense begin aanbeveel? Ja, daar is baie mediese wat dit aanbeveel. Ek byvoorbeeld het baie ongelooflik baie in my praktyk gebruik veral deur COVID, maar die mediese beveel dit aan basies omdat dit as 'n addisionele behandeling tot tradisionele behandelings gebruik word, want dit is 'n aanvullende behandeling. Ja. Want dikwels sukkel ons met gewone kroniese siektes soos outoimmuunsiektes en kroniese moegheid wat ons nie met tradisionele medikasie kan behandel nie. En dis waar die ozonterapie dan ongelooflik belangrik is. En ons gebruik dit dan ook in baie siektes soos diabetes, hoë en lae bloeddruk, swak sirkulasie, slapeloosheid, gewigsverlies, al daai dingetjies. Kobus, ek moet vir jou vra want jy het 'n spesiale aanbieding vir ons kykers vandag, so vertel ons daarvan. So ons normale retailprys is $29,200 en slegs vir vandag se eerste 50 kykers wat belê in die stelsel gee ons 'n massiewe R7,200 se afslag. Dit beteken die prys is slegs $21,999. Dit sluit in die hele stelsel sowel as ook 'n lewenslange waarborg op die motor. So kliënte kan weet my nommer is op die skerm, so hulle kan my net kontak en ek sal dadelik terug na hulle toe kom. Baie dankie julle toe dat julle vanoggend kom kuier het en dat julle deurgedruk het selfs met die audio uitdagings wat ons gehad het. Ja, baie dankie. Ek waardeer opreg.
Ons kyk nou na Company Wellness Solutions. Daarna gesels Dawie met die mense van Mondio Health. In vandag se wêreld is welstand belangriker as ooit. Sperdatums, familie, finansies, gesondheid, alles tel op. En wanneer balans ontbreek, lei prestasie. Geestesgesondheid is deel van almal se lewens. Dit raak meer as net mense, dit raak prestasie. Stres, uitbranding en afwesigheid kos organisasies elke jaar miljarde. Welstand gaan nie net oor fisiese gesondheid nie. Dit gaan oor geestelike veerkragtigheid, finansiële stabiliteit, voeding en die energie om jou beste te lewer. Die waarheid is eenvoudig. Wanneer werknemers ondersteun word, is hulle meer produktief, betrokke en lojaal. Daarom bied ons werknemershulpprogram vertroulike berading, kundige leiding en proaktiewe ondersteuning om spanne veerkragtig te hou en besighede sterk. Nou Oktober is Geestesgesondheidsmaand en dit pas nou heeltemal in die volgende gesprek van Mondio Health Group is Liesel Kenze. Ek hoop ek sê dit reg. 100% reg. Kenze, sy's 'n arbeidsterapeut en Andrei Strydom, sorgkoördineerder. Goeiemôre aan julle. Môre Dawie. Liesel, ek vra vir jou eers. Hoekom is dit belangrik om oor geestesgesondheid te praat? Hoekom? Ek dink ons leef in 'n tyd vandag waar depressie, angs en spanning eintlik maar 'n stille pandemie in Suid-Afrika is en mense praat nie daaroor nie. En by Mondio voel ons dat geestesgesondheid eintlik deel is van jou mental wealth, amper soos jou bankrekening. So jy bou dit op as jy werk aan jou verhoudings, jou werk, maar ook hoe jy oor jouself dink en hoe jy tyd en jou geld spandeer. So ons kyk na 8 dimensies van welstand. En soos met jou bankrekening, as een van daai rekeninge nie lekker is nie of leegloop, dan trek dit jou hele balans af. So vir ons is dit belangrik om te praat daaroor, hulp te vra, maar ook weer terug te belê in jouself om die storms van die lewe net aan te vat. En dit kry heeltemal te min aandag, sou ek sê. 100%. Nou maar as mens praat dan nou van geestesgesondheid en verslawing, dis nou die vraag wat ek nou vir jou moet vra. Dan is dit vir my vreemde verwantskap. Wat is die verwantskap? Dawie, verslawing is dikwels baie meer as net die middel self of die gewoonte wat gepaard gaan saam met dit. Dis gewoonlik iets wat baie dieper lê, seer, trauma, angs of self depressie. Daar's 2 baie belangrike aspekte wat vir my uitstaan en dit is meer as die hoekom agter die verslawing en selfs die mediese ondersteuning wat saam met dit gaan. As mens nou praat van verslawing, en ek reken julle probeer mense natuurlik help. Hoe lyk hierdie behandeling wat jy vir mense gee? Wat is die kans op herstel dan nou? Man, dis 'n baie interessante vraag. Jy weet, ek self kom daar uit en in die 16 jaar lank wat ek nou al skoon is, het ek geleer dat as 'n persoon nie self bereid is om die hulp te ontvang nie, dan is dit klaar 'n doodloopstraat. Maar ek het ook geleer dat as mense bereid is om my te kry daar waar ek myself bevind het, dan is dit makliker om met iemand te gesels daaroor of iemand te help. Ons stap 'n pad as 'n span deur nie net alleenlik die terapeute of die psigiaters en die sielkundiges selfs nie, maar selfs die admin personeel. Dis almal 'n spanpoging wat help om daai persoon weer op balans te kry. Kan ek jou vra, uit nou genoem oor verslawing en geestesgesondheid en die behandeling daarvan. Verslawing, so sien ek nie as 'n geestestoestand nie. Is dit 'n geestestoestand? Absoluut. Ja, Andrei, ek dink dis jou spesialiteit. Jy kan vir Ja, ek kom self daardeur soos ek sê. Mense dink gewoonlik dis net die gewoonte of die middel wat saam met dit gaan, maar daar's soveel ander aspekte ook. Jy weet, selfs die familie of die geliefdes wat ook geaffekteer word daardeur. En mense sukkel met die trauma, die angs en depressie en al daai goedjies wat saam met dit gaan. Weet jy net hoe min weet ek hiervan? Julle by Mondio, hoe gaan julle te werk? Hoe maak julle 'n praktiese verskil? So ek dink soos Andrei sê, ons werk as 'n span saam om te kyk wat is die dieper wortel? Is dit 'n fisiese ding? Is dit emosioneel, jou kinderjare? Want geestesgesondheid kan mens nie net kyk en vra hoe voel jy vandag en dan stuur ons jou huis toe nie. Ons wil nog 'n pad saam met jou stap om te kyk hoe gaan jy leef? Hoe gaan jy 'n balans vind in jou werk, jou verhoudings, jou finansies om weer in die samelewing terug te kan inkom? Want geestesgesondheid kan nie net 'n eenmalige belegging wees nie. Dit moet 'n rekening wees wat die hele tyd in belê word en so met daai volhoubare belegging kan jy so 'n verskil maak. As mens nou meer inligting van Mondio wil kry, hoe gaan mens te werk? Julle is welkom om my te bel. Ons helplyn kom direk deur na my toe. Dit is op 076 509 4011. Anders ons webtuiste. Julle is welkom om dit uit te sien. So dis nou mense wat sleg voel of 'n depressie of so iets hê of iemand wat verslaaf is aan hierom wat net bietjie sukkel met die samelewing. Sukkel met die samelewing en so aan. Alright, okay. Hoorie, dit was lekker om met julle te gesels.
En dit is natuurlik Oktober was geestesgesondheidsmaand. Dis 'n verskriklike lang woord. Afrikaans is 'n moeilike taal. Mental health. En julle is van die Mondia Health Group en is Liesel, Kenze, Ja. arbeidsterapeut en Andre Strydom sorgkoördineerder. Dankie dat julle vanoggend hier by ons 'n draai gemaak het. En so leer mense elke dag iets, né? Ons kyk nou na Val de Vie Evergreen en daarna vertel Raymond ons oor sy volgende sakefokus. Val de Vie Evergreen, geleë binne Suid-Afrika se nommer 1 landgoed in die Parel-Franshoekvallei, is die veiligste aftreeoord ter wêreld. Hier ervaar jy volkome gemoedsrus en 'n leefstyl soos min. Die aftreeoord vir individue 65 jaar en ouer bied 24 uur gesondheidsorgbystand, asook 'n toegewyde ambulansdiens op die perseel. Stylvolle 2 en 3 slaapkamer losstaande huise is beskikbaar vanaf R5,4 miljoen, sowel as 1 en 2 slaapkamer luxury suites vanaf R2,1 miljoen. Huuropsies vir die luxury suites is ook beskikbaar teen so min as R16,000 per maand. As inwoner geniet jy toegang tot die 4000 vierkante meter Val de Vie Evergreen Lifestyle Centre, die grootste leefstylsentrum van sy soort in Suid-Afrika, plus onbeperkte toegang tot al die wêreldklas geriewe van Val de Vie Estate. Besoek valdevieevergreen.co.za en kom wees deel van ons dinamiese gemeenskap van meer as 550 inwoners. Swart Vrydag is reeds verby teen 29 November, maar by ontbytsake eindig die groot besparings glad nie daar nie. Ons bring vir jou die aanlyn winskoop sakefokus, 'n unieke platform waar besighede hulle produkte en dienste aan duisende kykers en aanlyn kopers kan uitstal. Dis jou kans om nuwe kliënte te bereik, winskoopies aan te bied en jou handelsmerk landwyd te laat uitstaan. As deel van hierdie blootstellingsgeleentheid wil ons kykers aanmoedig om jou besigheid se aanlyn platform te gebruik vir hulle aankope. So as jy jou winskoope vir ons kykers wil aanbied, spring vinnig en wees deel van die opwindende aanlyn winskoop sakefokus op 29 November. Kontak my vandag nog as jy jou besigheid wil deelmaak van hierdie opwindende geleentheid na Swart Vrydag op die vooraand van die feesseisoen. Nou maak Corlie vir ons verder kos. Hoe klits voordat ek met julle moet gesels. Nou ek het die vleis nou so lank al klaar in die oonpak geskep. Nou ek gee altyd my bobotie so 5 minute rustyd sodat die ergste hitte net kan verdwyn en dat die eiermelk nie dadelik reg deur tot onder op die vleis trek nie. Nou die geel kleur van die body sal dan ook net genoeg kleur gee saam met die eier om daai eiermelklaagie 'n mooi geel skynsel te gee. Nou laaste sit jy net so 'n paar laurierblare ook in vir ekstra geur. Ek net my pan skuif, ek ruik my botter onder my neus. Nou ek doen dit gou-gou vir jou dat jy gou-gou kan sien. So hierso het ek net daai bietjie melk wat oorgebly het van die brood wat daarin was. Jy kan dit sommer gebruik en net so bietjie ekstra bygooi. En dan gooi jy nou net so, ek dink ek het bietjie baie gemaak. So ek gaan net soveel opsit en dan hier so laurierblare wat jy dan nou net so indruk. En dan gaan hy nou natuurlik bietjie oond toe. Ek het weer gekroek en daar staan myne wat reeds nou net uit die oond uitgekom het. Dan nou vir die rys wou ek iets anders doen. So ek het besluit om die bladjan en die perskegere in die rys dan nou na vore te bring. So kom ons kyk gou na hierdie bestanddele. So ek het gaar basmati rys, hierso ek het granaatpitte en dan hierdie is daai vrugtestokkies wat ek opgesnipper het en dan swart sesame saadjies met bietjie olyfolie, sout en peper. Vir ekstra geur het ek net botter en olyfolie hierso in my pan en dan gaan ek nou my rys saam met my ander bestanddele daarin braai net vir 'n paar minute. Ek het hierso, ek vang hierdie hitte hierso. Ek het bietjie daai botter en olyfolie in en dan al wat ek nou gaan doen is ek gaan so van hierdie gaar rys hier insit. Ek dink nie ek het alles nodig nie. En dan kan jy dit nou net so lekker geur gee. Jy kan dalk so 'n bietjie sout en peper bysit. Nou, gaan kyk op my resep, ek sê vir jou presies wat se vrugtestokkies jy moet gebruik. Jy moet hulle nou net weer so mooi losmaak. Hulle is maar so 'n bietjie plakkerig, maar dit gooi jy dan nou hier in. Ek net vir julle die kleure wys. En dan hier so laaste, ek gaan nou sommer so maak dat ek hierdie sap daaronder kry nie. En dan natuurlik bietjie van my sesame sade. Dit maak dit net
baie interessant. Ek gaan dit afskuif, anders te brand dit. Nou as dit terug is, dien ons op en wys ek julle hoe interessant laat ons die doodgewone bobotie op 'n bord lyk met 'n paar ekstra ander elemente soos pakkooi, blare en vir die groenigheid, stukkies appel, drooggebraaide perske bladjaan en so 'n bietjie gewone dubbeljogurt. Nou is dit eers tyd vir bitterlekker musiek met 'n nuwe musiekvideo van Marley van der Merwe. Vergeet my nie. Dans oor die idee van ons in 'n toegeseelde gaai. Sit elke donderdag beter ryker in jou hand. Wat ek al jou vrede gee, ek is aan die ander kant. Sit doen wat jy moet doen om te laat gaan. Oeh, vergeet van my, as die son wil sak oor jou horison. Ek en jy, en 'n liefdesliedjie opgesom. Vergeet van my, as jy skip nie uit die hawe kom. Vergeet van my, vergeet van my. Laerskool Wierdapark en Hoërskool Eldorein het toe gelykop geëindig met kaartjieverkope op afsnytyd, maar Laerskool Wierdapark het die prys gewen vir die skool wat die meeste kaartjies na die Centurion gemeenskapsfees verkoop het, omdat hulle randwaarde van verkope net hoër was. Baie geluk aan die skoolhoof vandag hier by ons, Waldo Prinsloo. Dis lekker dat jy by Ontbytsake is. Dankie Charlene, is 'n groot voorreg om vandag hier by julle te kan kuier. Nou jy is onlangs maar eers aangestel as skoolhoof by Laerskool Wierdapark. Kortliks, hoe het jou pad geloop tot daar? Man, ja, dankie. 5 maande is maar 'n kort tyd en is nou oogwink verby, maar ek dink dit was 'n ongelooflike ervaring tot dusver. Maar ek kan ook vir jou sê die witbroodfase is verby. Daar's maar uitdagings, daar's uitdagings in die onderwys, maar ek kan vir jou met alle eerlikheid sê dat die gemeenskap in die skool ons eintlik maar net opgeslurp het en aanvaar het. Nie net vir my nie, vir my gesin ook. So ek het vinnig besef dat dit nie net 'n skool is nie, dit is 'n gemeenskap en die 5 maande wat verbygevlieg het, was net ongelooflik geweest. Ja, dit lyk asof jy 'n koninklike ontvangs daar gehad het en ek is nou gelukkig genoeg om mense te ken wat vir jou baie goed ken. En die vieries soos julle na hulle verwys. Vertel vir ons van die goed wat hulle gedoen het om julle welkom en tuis te laat voel. Ja, ek dink dit soos ek gesê het, dit was regtig ongelooflik geweest. Hulle het ons met oop arms ontvang. Ek dink in 'n gemeenskap soos die wat ons het, is dit familie en dit is 'n voorreg om in so 'n familie te kan deel wees. Toe die geleentheid gekom het ek geweet dat ek is reg, ek is voorbereid vir hierdie geleentheid en dit is die geleentheid waarvan mense uitgesien het, want vir my gaan dit oor diensbaarheid. En dit is 'n plek waar 'n mens diensbaar kan wees en dit is 'n groot verantwoordelikheid natuurlik ook, maar elke uitdaging is 'n geleentheid om te ontwikkel, kinders te ontwikkel, die skool te ontwikkel. So ja, dit was 'n ongelooflike 5 maande tot nou. Wil jy praat met die passie wat 'n mens hoop elke skoolhoof in Suid-Afrika het oor jou rol by die skool? Wat sê jy is van die grootste uitdagings in die onderwys? Kyk, die uitdagings is baie. Daar's verskeie dinge wat dit vir ons moeilik maak, finansiëel, gemeenskappe wat agteruit gaan, maar soos ek gesê het, ons verkies dit om eerder na uitdagings te kyk as geleenthede, om te kyk na wat kan ons doen om nie net in die gemeenskap 'n baken te wees vir ander nie, maar om ook terug te ploeg in die gemeenskap. Ek dink mense verval baie keer in 'n gewoonte waar jy sou wou sê die gemeenskap moet ondersteun. Maar eintlik moet die skool ook in die gemeenskap ondersteun en ek dink dit is wat hier ook gebeur het. Die Wierdaparkers het weer eens gewys dat ons nie net in die gemeenskap is nie, maar dat ons regtig 'n deel van die gemeenskap is en 'n baken van hoop in die gemeenskap is.
kortliks, hoe berei julle by Virda Park? Want die wêreld verander so vinnig, nê? Kinders voor op die toekoms. Ek dink dit gaan absoluut oor balans. Veral in laerskole is balans vir my ongelooflik belangrik. Plus en minus en maal en deel gaan altyd daar wees. Is en are en was en hoor is belangrik. Maar mense kan daai goed altyd later in jou lewe opvang. Ons sit met die kinders in 'n fase waar kinderontwikkeling en die ontwikkeling van die mens belangrik is. En as ons nie nou daarop fokus nie, is daai venster toe en is baie moeilik om hom weer oop te maak. So vir my gaan dit oor kinderontwikkeling. Ons praat van die verborgde kurrikulum en dit is juis daai waardes, daai karaktereienskappe wat ons in kinders moet investeer om hulle te ontwikkel sodat hulle gereed is vir daai uitdagings wat die wêreld vir hulle gaan bied. 'n Mooi woordjie wat ons gebruik is veerkragtigheid. En ek hou van daai woord, dit is 'n goeie noot om op af te sluit. Dit was wonderlik om met jou te gesels. Ek wens ons het langer tyd gehad. Volgende week is die wenners van die beste gees rondom die Centurion gemeenskapsfees hier in die ateljee om hulle trofee te ontvang. Hierdie was ook so 'n kop-aan-kop stryd, maar ons kan vandag aankondig dat die skool met die beste gees oor die tydperk Hoërskool Eldoryn was. Baie geluk julle. Sien julle volgende week hier in die ateljee. Hierdie maand op Rooi Rose se voorblad preek die twee aktrises Jeannie Swiegelaar en Zandel Meyer en hulle gesels oor die fliek wat die land aan die gons het. Hulle loer ook in by Annie Milan en Pieter Koen en praat met 'n man oor sy reis met prostaatkanker. In Rooi Rose se Sakevrou Fokus in samewerking met Ontbytsake gesels hulle met Labbarey Jansen van Vuren, 'n biokinetikus wat veral kinders met skoliose help. Daar is ook 'n paar heerlike varkvleisresepte in. Dit is alles in Oktober se uitgawe nou te koop. Vroue Sake word met trots aangebied deur die Be Loved Foundation. Be Loved Foundation. Saam maak ons 'n verskil. Jo, jy kan hom so goed lees, hoor. Dit is hom so amazing. Maar dis nou tyd vir Kieberslake en verlede week was ons gas Andre de Ruyter. Hy was omtrent gewild geweest en ons het honderde boodskappe gekry en die vroumense het mal gegaan in die ateljee. Baie dankie aan julle almal, hoor. Ons lees graag die boodskap van Ronel Skeepers Deetlif. Sy het geskryf: "Fantastiese leersame program. Dis 'n hoogtepunt vir ons Saterdagoggende. Mooi program oor Jeffreys Bay, ons prentjie mooi tuiste. Dis ons hartsplek." Sy gaan voort en sy sê laaste maar definitief nie die minste nie, die interessante gesprek met Andre de Ruyter. Die gesprek was met soveel toewyding, kennis en openhartigheid aangebied. Die feit dat Andre sê dat hy groot hoop het vir sy geboorteland, ons geliefde Suid-Afrika, en wil help met die opbou daarvan, gee vir ons 'n warm gevoel en hoop vir die toekoms. Dit was lekker om na hom te kyk en met hom te gesels. Inderdaad. En dan sluit sy af met al ons Ontbytsake program aanbieders is uitstekend. Baie dankie. Ek geniet veral Dawie se kennis in verband met finansiële sake. Ek leer baie by hom. Dis al wat ek kon deurkom net so te loop. Dankie Ronel. Nou vir 'n ander belangrike saak, 'n kans om R5000 kontant te wen. Al wat jy moet doen is om na ons Facebookblad te gaan en te voorspel wie jy dink gaan die volgende algehele besigheid wees in ons onderneming van die jaar toekennings. Die post is heel bo-aan en jy het niks om te verloor nie en R5000 om te wen. Gaan voorspel sommer nou. Nou, Dawie gesels nou met Dr. Judy oor hartkwale en hoe dit jou vel kan beïnvloed. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. En Dr. Judy is natuurlik die uitvoerende hoof van Biomedical Emporium. Lekker om jou te gesels. Lekker om hier te wees. Ek is nou lekker besig vanoggend, maar as Leonie is nie, kry ek lekker baie werk. En kan ek met jou gesels wat 'n lekker deel is. Ons gaan praat vanoggend oor hartkwale en die uitwerking op die vel. Nou almal praat oor harte en hoe belangrik die hart is en die kwessies en so aan, maar ek het nou nooit gereken dat mens kan simptome van hart op 'n vel sien nie. So hoorie Dawie, wees nou geduldig want ek moet nou baie praat, maar daar's eintlik baie simptome want die vel kan 'n kliniese indikator wees van as iets kan fout gaan. En hier is nou nie 'n selfdiagnoserende segment nie, maar dit kan 'n aanduiding wees dat iets fout is. So
Een van die elemente wat 'n bydraende faktor kan wees is jy edeem het, met ander woorde swelling in die onderbene en die voete. Dit lei ook bietjie tot swak bloedtoevoer in daai spesifieke areas. As jy kort van asem is, dan moet jy definitief 'n dokter gaan sien saam met hierdie swelling en vogretensie. 'n Tweede ene is sianose. Nou wat dit eintlik beteken is definitief nie genoeg suurstof toevoer na weefsel en na organe nie. En jy kry byvoorbeeld blou vingerpunte, blou lippe, blou oorlobbe, selfs met tone. 'n Derde ene kan wees 'n livido reticularis, wat eintlik hierdie netagtige vlekke is op die vel. En as jy eerste keer na 'n persoon se vel kyk, en lyk dit asof hulle eintlik koud kry, maar hulle kry nie koud nie. Daar is net hierdie vasokonstriksie. Dan kry jy ook hierdie afbuiging of knibbelagtige vergroting van die vingerpunte of bloederige splinters onder die vingernaels wat weer eens kan dui tot 'n onstabiele vaskulêre konstruksie. Jy kry xanthomelasma of xanthometoma wat tipiese geel wasagtige, ek wil amper sê ekspressie op die vel is, maar baie onder die oë, op die ooglede, oor die lyf ook, en dit dui natuurlik tot lipidmetabolisme en hoë cholesterol. Jy kry Osler's nodules. Nodules hier op die kneukels van jou vingers, wat natuurlik 'n aanduiding kan wees dat jy 'n infeksie in jou hart het, wat baie ernstig is. En dan kinders word ook nie vrygespreek nie. Hulle sukkel weer met Kawasaki se siektes, wat dui tot bietjie droë lippe, bloederige lippe, en dan moet ouers ook so gou as moontlik by 'n dokter uitkom. En al hierdie goeie sien jy op 'n vel. Jy kan dit fisies op jou vel sien. So nie selfdiagnoserend nie, maar dit help identifiseer en kom net dan by 'n dokter uit. En maar mense gebruik hierdie woorde soos kardiovaskulêre oefening en bloedsomloop so maklik. Maar kan jy die uitwerking daarvan op die vel ook sien? Jy kan natuurlik, dis hoekom ons mense sê oefen net 'n bietjie meer. Die hele ding wat ek eintlik vanoggend bespreek het, is daai vaskulariteit, help om bloedsomloop te bevorder, om nutriënte by jou vel en by jou ander organe te kry en om suurstofvlakke hoog te hou. En mense gaan vra, okay, maar kan velsorgprodukte help? Natuurlik, want daar's sekere velsorgprodukte wat jy byvoorbeeld op jou vel kan sit wat sirkulasie kan verhoog. Dit dien amper 'n doel van hierdie kompressiekouse wat ouer mense moet dra om sirkulasie te verbeter. Sekere velsorgprodukte en bestanddele kan sirkulasie bewerkstellig en help met beter bloedtoevoer en nutriënte na die vel toe. My bek hang oop oor al hierdie goeters. Dr. Judy, baie dankie dat jy by ons 'n draai kom maak het. Ek kan vir ure met jou gesels. Dr. Judy Pretorius, uitvoerende hoof van Baie Medical Emporium. Dankie dat jy vanoggend vir ons kom vertel is van die hart en die vel. Dankie vir die geleentheid. Dan kan julle dit glo. Terug na ons saak gefokus. Majestic Air Charters verskaf huurvlugdienste wat insluit VIP, besigheid, korporatiewe, safari en golftoervlugte. Hulle diens is ideaal vir mynbouafgevaardigdes of sportgroepe. Majestic doen ook uitsigvlugte en lewer boonop vragdienste waar nodig. Hulle dienste strek dwars oor Suid-Afrika, Botswana, Zambië, Namibië, Zimbabwe, Swaziland, Mosambiek, Malawi, Tanzanië en Lesotho. Majestic se vliegtuie is ook in staat om veel kleiner of plattelandse lughawens te besoek, wat buite bereik is vir meeste geskeduleerde dienste. Majestic bied persoonlike, doeltreffende reiservarings wat aangepas word vir al die uiteenlopende kliëntebehoeftes. Jy kan net ontspan, geniet en Majestic sal jou en jou medepassasiers in totale luksheid en gemak vervoer. Majestic Air Charters beklemtoon kwaliteit, betroubaarheid en doeltreffendheid. Hulle is klein genoeg om net die beste persoonlike diens te lewer. Die Lazarus Motor Company is 'n bekende familiebesigheid wat oor dekades uitgebrei het en hulle naam gevestig het as betroubare motorhandelaars en dienssentrums. Jetour Centurion in Westlawn naby Supersport Park is een van hulle onlangse toevoegings. Hier kry jy die Jetour Centurion volronde diens, van nuwe voertuie tot gewaarborgde gebruikte voertuie. Dienste en enige herstelwerk word gedoen in die goed toegeruste werkswinkel en die onderdele afdeling sorg ook vir vinnige en sorgvuldige diens. Finansiering en versekering is ook deel van hulle diensvoorsiening. By Jetour Centurion kry jy hoëgehalte produkte, gerugsteun deur professionele diens en tegniese kundigheid.
Jeto Centurion maak dinge maklik met uitstekende kliëntediens, finansiële deursigtigheid en kliënte kry altyd toegevoegde waarde. Jeto Centurion, deel van die Lazarus Motor Company, 'n gevestigde familiebesigheid met alles onder een dak en erkende en bekroonde diens. Matt en Marina Ritman is hier van Meal Mits Pantry. Ma en seun, kan jy dit glo? Die saamwerk doen julle goed. Kyk hoe jonk lyk jy. Baie dankie. Marina, ek begin sommer by jou. Wat is Meal Mits Pantry? Meal Mits Pantry is 'n trots Suid-Afrikaanse maatskappy wat ek en my seun begin het. Ons vervaardig en verpak kos wat ekonomies goedkoop is. Elke pakkie bevat 4 produkte wat onder andere gedehidreerde groente is. Dan is daar 'n soja in, daar is stysel en 'n sous. So dit is 'n goedkoop manier om 'n ete voor te berei. Dit is 'n vinnige manier om 'n ete voor te berei. En vandag veral waar die voedselonsekerheid so hoog is, het ons die mark betree om hierdie voedsel aan die mense te voorsien. So die pakkies sal nou so lyk wat ek kry. Ja, wat jy tans by jou het is die 2-persoon pakkie. Ons het 'n 1-persoon pakkie en dan het ons vir 4 mense. So Matt, as iemand 'n agent wil word om julle te help om hierdie wonderlike goed te versprei, want ek dink dit is 'n wonderlike inisiatief. Hoe maak hulle? Basies hulle kan my kontak, my telefoonnommer is oral beskikbaar op ons sosiale media. Dan kan hulle van daar af kontak hulle my. Ek stuur die papierwerk deur en jy kan letterlik jy kort nie winkel, jy kan van jou huis af begin. Ja. Dis wat dit so nice maak. Ja. So ons het agente reg oor die land van die Oeverbergstreek af, Gauteng, Vrystaat, you name it, en ons het agent daarso. Ja. Marina, ek het nou gehoor jy noem die bestanddeel soja. Nou dit is nie almal se maatjie nie. Nou as iemand nie van soja hou nie, kan hulle nog steeds hierdie kos gebruik nog steeds as 'n agent optree vir julle. Definitief. Ons het 'n alternatiewe opsie waar ons die soja heeltemal uit die pakkie uitgehaal het. So jy kom en jy kan of jou eie proteïene bysit wat vleis is hoender of bees of whatever jy lus is vir, of jy kan die soja heeltemal, die proteïen heeltemal uithaal en hom net so gaar maak. So daarmee sit jy kan dan 'n vegetariese dis hê of jy kan daar's verskillende opsies, maar al ons produkte het aan die agterkant ook jy weet die produkte of hy lacto-vegetarian is ensovoorts. So Matt, vertel gou vir my vinnig net die maandelikse boksie wat jy het teen R1500. Yes. Is dit hierdie enetjie? Nee, dit is basies 'n baie groot boks. Hy het 30 etes in vir R1500 'n maand. So dit beteken 'n gesin van 4 mense kan elke dag ten minste 1 ete kry vir R1500. So ons het pryse beskikbaar vir corporates ook wat betrokke wil raak, wat ons kinderreise actually wil help. So ons groot missie is om 5000 mense te voer voor einde van die jaar. Wow. En corporates wat betrokke raak, se logos en embleme word op die boksies ook aangebring. So ons doen dit weer om vir hulle dankie te sê. Dis 'n wonderlike inisiatief. Julle baie dankie want julle maak ook sommer so 'n groot bydrae in die gemeenskap met julle besigheid. Dankie dat julle kom kuier het. Ons kyk nou na vleissentraal eiendomme, daarna 'n herinnering aan Raymond se sake fokus en dan maak Corlie die kos vir ons klaar. Op 9 Oktober om 12:00 is daar 'n aanlyn veiling van 'n 270 hektaar veiding en potensiële droëlandeplaas buite Wolmaranstad. Op 15 Oktober om 12:00 is daar 'n aanlyn veiling van 'n 1041 hektaar lewende haweplaas tussen Parys en Potchefstroom. En op 18 November om 12:00 is daar 'n aanlyn veiling van 'n 181 hektaar koring- en veidingsplaas buite Porteville in die Wes-Kaap. Vleissentraal eiendomme. Hoe help ons jou? Bytsake projekbestuurder Raymond Legrandsie nooi besighede om deel te neem aan ons aanlyn winskoopweek wat net na Swart Vrydag op 29 November uitgesaai word. Die Sake Fokus bied 'n gulde bemarkingsgeleentheid vir spesiale aanlyn promosies vir die feestyd. Sundays just got a whole lot easier with Pick n Pay supermarkets. Get 2 delicious rotisserie chickens for only R160 every Sunday. Tender, juicy and full of flavor, all at an unbeatable price. So why cook when you could grab 2 ready-to-serve rotisserie chickens and make your Sundays stress-free? Head to Pick n Pay supermarkets this Sunday and save while you feast. Pick n Pay supermarkets, where great meals come together for your family. T's and C's apply.
Nou, pinotage en bobotie, gevorm deur gere van verskeie volke, is albei 100% Suid-Afrikaans en dra die warmte van ons erfenis ryk aan karakter, geskep uit verskeidenheid en saamgeweef tot 'n smaak wat net hier tuis is. Nou, ek het genoeg gesê, nou moet jy sit en dophou hoe ek die kosprentjie bymekaar bring. Daai een het nou nog nie uitgewerk soos ek gedink het, hy gaan in my kop nie, maar 'n bord moet nie perfek wees nie, hy moet net lekker wees. So ek het sommer gewone dubbeljoghurt gebruik en net so 'n paar druppels op die bord gesit en hierdie is gewone chutney of bladjan wat ek dan ook net so bietjie herhaling het hier bo-op. En dan is hierso my rys wat nou klaar is en ek gaan sommer net so skeppie maak en in die middel. En omskep en sommer net so. En dan hier het ek my bobotie en ek het dit in klein bokkies gesny. Jy kan dit natuurlik enige ander manier opdien. Daar die een stukkie en daar die ander stukkie. Dan sien jy nog so 'n bietjie van die rys. En dan heel laaste herhaal ek dan nou die perske. Hier het ek sommer gewone droë perskes gevat en ek het dit net so 'n bietjie in die pan gebraai. So sien daai een het bietjie donker gebraai. Hierso is daai pokkooi blaartjies en hom sit jy net so mooi. Kyk, jy het jou eie restaurant ete hier. So 2-3 stukkies klein appel tussenin en hierdie is gewone amandelneute wat ek ook net in die pan gerooster het. Dis sommer net vir teksture, kleure en geure. Nou vir my lyk die bord tog nie so bad nie. Probeer gerus hierdie resep, dis beskikbaar op die webblad, so ook die 25 jaar glans tydskrif. Gaan kyk en laai dit gratis af. Dawie gesels nou met Beyer Streeter. Vier 25 jaar van ontbytsake met ons digitale tydskrif. Dis 128 blaaie van gratis aanlyn leesgenoot of om af te laai. 'n Beperkte aantal harde kopieë, geteken deur jou gunsteling aanbieder, is ook te koop. Besoek ontbytsake.co.za en klik op Sakewinkel vir jou gratis ontbytsake aanlyn tydskrif. My beurt om met die prins van pinotage te praat. Wat het jy dit die eerste keer genoem? Die prins van pinotage? Ja. Daar's baie name, maar daar's baie prinse ook. Ja, maar daar's net een prins van pinotage. Die lewe is vol prinse so. Daar's baie pinotage prinse ook. Wat die mense nou nie weet nie, ek en hy het so 'n bietjie gesels af van die kamera af, agter die kamera so gesê. Hierdie ou is oor wyn, julle kan dit nie glo nie. Nee, jy's regtig 'n prins. Vertel ons 'n bietjie meer, gee vir ons so vinnige opsomming van die geskiedenis van pinotage. Dit gaan lank vat, hè, maar ek sal gou vinnig. Dis 'n kortetjie. Pinotage 1925 gekruis Pinot-Fin met Hermetyk. Bestaan hierdie twee variëteite nog? Ja, natuurlik. Hermetyk is Cinsault en Pinot-Fin is Pinot Noir, maar dis die fynste Pinot Noir. Dis kloon 115, die oudste een. En Hermetyk in Afrikaans deur Perold se handskrif geskryf, Cinsault. En dan gaan ons 'n bietjie vorentoe. 1941, die eerste eksperimentele wyn met pinotage gemaak en soos alles vandag het rugby ook 'n rol gespeel. Paul Sauer voor hy vir WP, PK Morkel, Vleel vir Suid-Afrika en C.T. de Waal wat die eerste wyn gemaak het. En toe 'n lektor was by Elsenburg. Hy het senter en heel agter gespeel. En hulle proe toe daai wyn saam. So die oudste blokke is nog op al 3 van daai plase. Oorregte van die oorspronklike. Ja. Nou sê my, as mens nou die oorspronklike variëteite vat, né? En jy kry hulle nou soos wat nou gebeur het. Kry nou weer 'n keer pinotage of hoe werk dit? Pinotage met nuwe kruisings maak hulle tot 100 saailinge. Dan plant hulle dit, dan kies hulle die sterkste. Met pinotage was daar net 4. En toe het hulle dit uitgeplant en toe het hulle die sterkste een uiteindelik gebruik. Maar ook as sou hulle dit op verkeerde onderstokke gesit het. Daai tyd was dit baie vol virusse en toe kry hulle van Amerika af Rigter 9910 en hulle het dit daarop geënt. Ander onderstok. Ja, en daarom is pinotage vandag behoud nog. Maar sou jy die twee vat en die eksperiment oordoen, dis baie interessant. Dawie, ek dink jy moet Kaap toe kom en dit kom probeer. Dis soos geld. Ek dink dit gaan baie interessant wees om te sien wat uitkom. Maar nee,
Hulle moet dit toets, die genetika daarvan, en uit 11 keer, as dit iets so 7 keer reg is, pinotage was 9 keer bewys dat dit pinotage is. So, as hy nou gaan so die oorspronklike pinotage, jy het nou vertel van die oorspronklike wynstokke is nou, sê mens wynstokke? Wingerd. Ja, wingerdstokke. Ja. Die oorspronklike wingerdstokke is nou nog daar, nou, hoe oud is al 100 jaar oud? Dit 1925 jaar. Ja, 100 jaar oud. As mens daai wyn proe met die heel nuutste pinotage van vandag, hoe groot is die verskil? Baie dieselfde. Baie dieselfde, want dis al wat na 30 jaar kry nuwe klone. En daai klone is meer bestand teen sekere siektes en goed, en hulle neem 'n kloon en hulle noem dit byvoorbeeld 'n kanonkop kloon of 'n warwick kloon of whatever van daai spesifieke plaas. En hulle kry bestandheid, kleiner korrels, en dan gebruik dit, wat die wyne basies van daai eerste plase wat geplant het, nog altyd tipies puur pinotage, soos die Belge sal sê. Puur pinotage. So daai ding is, daai wyn is dieselfde, daai pinotage oor al hierdie tyd. Hoe bekend is pinotage, die druif en die wyn? Hoe bekend is dit internasionaal? Al meer. Ek was nou in België gewees, in België het ons al met die top 10, Absa top 10 al jare gegaan. So die Belge ken al pinotage. Daar's ander lande wat natuurlik nie pinotage so goed ken nie, maar dis hoekom vir jaar is absolute bemarkingsjaar vir pinotage. En is nou 100 jaar oud. Ja, ons gebruik dit as tema vir bemarking 100 jaar. Soos ek nou hier sit, is daar seker oor see 2 of 3 wynmakers wat praat oor pinotage in verskillende lande, in Duitsland, België, ander lande ook. Ek gaan nou met jou verder gesels. Ons het eers vinnig 'n draai gemaak. Ons maak gou vinnig draai by Fly Sapphire, dan gesels ons verder. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring. Vriende, familie en kollegas. Met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Fly Sapphire, vir die liefde van vlieg. Die tyd is net eenvoudig te min. Ek wil vir jou nou verder gevra het oor soos byvoorbeeld. Dis nou 100 jaar oud pinotage en dis nou besig om die wêreld. Julle neem ons nou die wêreld oor. Kan ek nou hoor in die wêreld van wyn neem hulle oor. Maar hoe vier julle die 100 jaar? David, deur die wêreld op die stadium. Ek was in Afrika en ek was in Dar es Salaam en in Nairobi en daai plekke gewees en ek was in Londen gewees wat 'n baie ou mark is en hulle ken pinotage baie goed, maar weet jy, in Afrika het my verskriklik geïmponeer dat die jong mense ken wyn. Nee? Op 'n plek wat ek 'n meesterklas oor pinotage aangebied het, staan 'n jong ouetjie, ek dink hy's net so oor die 21, miskien 22. My ouderdom. Ja, jou ouderdom omtrent, net miskien 'n bietjie ouer as jy. Hy pink hempie laat jou jonger lyk, maar in elk geval, hy vra toe vir my 'n vraag. Hy sê, is pinotage 'n Afrika variëteit? Ek sê, natuurlik is dit Afrika. Dis die enigste kommersiële Afrika variëteit. Ek dink groot deel van Suid-Afrika se ekonomie lê in Afrika. Sê my, begin ander lande nou ook al pinotage te plant? Ja, daar was op 'n stadium al 52 etikette van pinotage. In Amerika byvoorbeeld, die oudste area in Amerika, Lodi, is al omtrent 20 produsente wat met pinotage werk. Hulle wou ook al 'n assosiasie stig. Luister, ek moet vir jou vra oor hierdie Kriekbult. Want ons tyd is amper klaar. Kriekbult, vertel my die storie van Kriekbult. Kriekbult, ek was die wynmaker by Kanonkop jare gewees, 23 jaar. En Kanonkop se naam was Kanonkop Kriekbult boerderye. En toe het hulle dit op 'n stadium verkoop, Kriekbult. 51 hektaar vir, ek dink dit was R750,000. Nou jy kan vir jouself sê, in 1984 kon jy vir jou 51 hektaar met die beste pinotage, omstandighede, die beste gronde. Dit is mamas by die skalies en dit gee vir jou fantastiese middelgeure, komplekse geure. En ek hoop ons gaan 'n bietjie kan proe daarvan vandag. Ja, nee, ek dink ons sal. Ja, so dit is maar die storie van Kanonkop Kriekbult. Ek weet ons gaan nou 'n wynproe hou hierso nou. Ja. Maar ek wil net weet hierdie wynproe storie. Kan mense dit leer of is dit maar net iets wat 'n ou
Want julle sê julle ruik guava en goeders en ek kan nou nie noodwendig dit ruik nie. Jy ruik net guava. Want laas keer het jy my ook gevra. Maar in rooiwyne kry jy baie meer rooi bessie. Ja. En natuurlik jy kry swart bessie tipe van geure met dan die seder van die hout by. Jy kan dit leer. Daar's mense Maar is 'n mens nie veronderstel om dit natuurlik te hê nie. Hoekom moet jy gaan leer om iets te geniet? Jy ken vir Benny Howard wat 'n Kaapse wynmeester is. Hy het vir my gesê hierdie spesifieke een dame kan goed proe. Ek gee vir haar wyn, sy tel dit op. Sy sê hierdie wyn laat haar dink aan Pinotage van 81 tot 84. En dit was die regte plaas wat sy genomineer het alles. So mense is net fenomenaal. Kan jy dit ook doen? As ek ou soos jy by my het, dan sal ek dit kan doen, ja. Dit is nog wat ek so as ek jou geleer het. Nou, hoe begin 'n ou met die spulletjie? Kyk 'n ou na julle. Ek doen nou net wat hy doen. Nee, jy moet eintlik in die regterhand hou, maar dis in die regterhand. Maar alles met 'n straf erop. Jou woorde is ek hou daarvan. Die uiteinde is jy moet dit net drink en geniet. Maar Dawie begin verkeerd. Hy sê, hoe begin jy met die spulletjie? Dis 'n wynproe. Dis nie 'n spulletjie nie. Ja, en daar was nie 'n strafjob. Die eerste is wat jy kyk na die kleur. En jy kan baie op die kleur sien. As die kleur bruin begin raak, dan kan jy sommige mense vir jou sê, hoe oud is die wyn op die kleur? Nee. Wow. Ja, tel hom op. Hy kyk, hy sê die wyn is vir my tussen 10 en 12 jaar oud. En dan sal hy dit afbreek. As hy nou verder gaan, kan hy in die geur ook. Dan die volgende een is jy ruik dit. Maar lank voor en dan hierdie geure kom nou binne in die glas in hierdie van die bobotie. Ek ruik dit nou met die bobotie, né? En dan proe jy dit. Sommige mense rol dit oor hulle tong, maar nou is die assosiasie wat daarbey is. Dis verskriklik sag en rond. En jy wil eintlik tyd hê. Hoe's rond? Rond is soos as jy 'n vrou vat, hulle is rond gewoon. Maar ek sou gevra hierdie storie van die trane, is dit nou Hulle sê dis die alkohol, ja, wat afloop, die alkohol loop af teen die kant. Ja. Maar dit beteken nie beter of slegter nie. Glad nie. Ek weet net hierdie is 'n baie hierdie sal perfek pas. Maar daar's nog, jy weet, as jy byvoorbeeld 'n wyn wat nie 'n Pinotage wat nie hout het nie, yskoud maak. Ja. Oesters. Iemand wat van oesters hou. Dis absoluut perfek. Skaapvleis. Jy wil die skaap choppie braai. 'n lekker 'n breedie van skaap. Gaan op wonderlik tamatie breedie. Ja. Dis iets wat wonderlik saam met Pinotage. So mag ons nou proe of pas my ons nou eers proe. Ja, nee, maar hoe werk dit nou? So nou eers 'n happie en dan. En baie kere moet die twee saam beter smaak. Ek proe eers altyd die een. Sal eers een proe. Dis lekker bobotie. Dankie rand. Baie lekker. Jy sê sterk is altyd, hoor. Kyk, so jy proe die bobotie, dit smaak soos bobotie, soos 'n lekker bobotie. En dan gooi jy dit op dit. Mag ek myself krediet gee? Jy mag. Nee, dit is baie lekker. Maar ek moet vir jou sê dit is lekker. Saam met die wyn. Proe jy die Maar die twee saam is beter. Dis hoekom bobotie is my perfekte pasmaat. Want bobotie te smaak is nogal redelik gecompliseerd. Dit is wat weet ek? Komplimenteer. Dis kompleks. Jy's reg daar, wie is absoluut reg. Ja, as jy reg is, spulletjie nie, is 'n komplekse spulletjie. Maar die kompleksiteit van die wyn is wonderlik, né? Dis sag. Ja. Maar daar's geure binne in dit en dis wat dit so lekker maak. En enige Kaapse, jy weet Kaapse curry, ons nie 'n warm curry nie. Ja, dit gaan net so goed met geure. Ja, daai vrugtige wat ons Bo-Kaap het. Veral Charlene se rok. Laat my aan Pinotage dink. Ja, ek is te oranje. Oranje is deel van Bourgondies. Maar daai is Pinotage kan verouder lank, maar kan enige verskeidenheid van wyne maak soos 'n goeie rosé. Rosés begin in die wêreld fantasties raak. En Suid-Afrika maak baie goeie rosés. Dan kry jy medium vol Pinotage wat al meer begin die jonger generasie
die medium vol pinotage maak wat sagter is en ronder. Dis 'n styl, soos 'n koffie pinotage is 'n styl. En dan kry jy daai vol So iemand wat nou nie baie mense hou nie van rosyntjies of vrugte binne in die pebotie nie. So hier het ek nou een vir jou gemaak, ek het dit in die rys gesit. Luister ons tyd 'n bietjie klaar. Ek wil nou vir jou hierdie mooi sakkie gee van ontbytsake, spesiale ontbytsake en 'n mooi beker van ontbyt. Mense kan seker wyn uit 'n beker. Ek gaan wyne uitdrink. Ja. Ek nooi julle almal na Kriek. Baie dankie vir die geskenk, maar ek nooi julle almal Kriekbil toe om werklik by my te kom kuier. Dan gaan ons in Kriekbil, gaan sit ons in die wingerd en dan drink ons uit daai koppie uit. Luister, hier's 'n boek nou van ontbytsake is mos nou 1000 jaar oud. Daar's 'n boek van ontbytsake met al die tyd geteken deur ons mense. So jy kan dit terwyl jy wyn drink kan jy dit nou lees. Maar ek het daar 'n geskenk vir julle elkeen ook Dawie vir jou Kriekbiltjie. Julle het hom nou geproef. Wie kuier volgende week? Rian Kruiwagen. Ons net dit sê Rian Kruiwagen kuier volgende week. Maar ek gaan dit vir myself hou. Dit gaan ek nie met hom deel nie. En dan Corlie vir jou ook. Baie dankie. Baie dankie julle. Dit was heerlik. Dit was heerlik om saam met julle te kuier vandag. En Leon. Ek sal sy Dis nie veilig vir jou nie. Dawie is Leonson. Jy vertrou hom meer as vir my, sies vir jou. Dit was met reg kan ek weer sê. My hoorie my nooiens van is am troeter, né? Wil ek net sê. So ons moet bietjie gaan kyk. Jy is eintlik jou wortels lê eintlik in die. Jy moet eintlik gaan kyk. Ja. Maar hulle, jy weet kos en wyn. Dit is nou 'n kos en wyn paring, maar ek het nou die dag het ek 'n jong mannetjie toe sê ek vir hom, paring is nogal, jy weet dis aards. Kan ek iets anders te kry vir pairing toe steek? Baie julle. Ons gaan nou verder chat. Bye julle. Ons gaan hand op te sê dit wat